Matteus 26 vers 1 tot 75. En toe Jesus al hierdie wordinge geëindig het, sê hy vir sy disippels: Julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom, dan word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die hoëpriesters wat Jafas genoem word, en hou saam raad om Jesus met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. En toe Jesus in Betania was, in die huis van Simon, die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan die tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwesting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op die begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot in gedagtenis aan haar. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. En op die eerste dag van die ongesuurde brode kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, ga na die stad, na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou en met my disippels. Daarom het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die Seun van die Mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrewe is, maar wee daardie man, deur wie die Seun van die Mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek? Rabbi, hy antwoord hom, jy het dit gesê. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrewe, ek sal die herders slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon.
Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, en hy het hulle met 'n rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigtes met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy het die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur? In daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevangene te neem. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. En die wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerders en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoëpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien, en die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak, en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het hulle niks gevind nie. Maar op plaas kom daar 2 valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Daarop staan die hoëpriesters op en sê vir hom, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly en die hoëpriesters antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom al die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy het godslasterlik gespreek.
Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood skuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespoeg en hom met die vuis geslaan, en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeet vir ons, Christus, wie is dit wat u geslaan het? En Petrus het buitekant gesit en in die binneplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nazarener, en met 'n eed ontken hy dit weer. Ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween.